Goeiemôre broers en susters. Hoe maak vanoggend? Hartlik welkom vanoggend hier. Ek gaan nou af toe hoor. Lisette. Welkom Henry, welkom Lisette. Glo my, ons het julle gemis. Soos bly julle is terug, hoor. Goed, broers en susters, hartlik welkom vanoggend. Dit was 'n uitsonderlike week gewees vir 'n klompie van ons. Ons het heerlik gekuier by die Voortrekker Monument. En ek is dankbaar om 'n klomp van hulle vanoggend hier te sien, maar ek gedink julle gaan so moeg wees, julle gaan nie Sondag hier kan kom nie. Dit was 'n heerlike oggend gewees. Verder is daar heelwat mense wat in die hospitaal was, wat alweer uit is en waarmee dit beter gaan, so ons is baie dankbaar daarvoor. En vir almal wat nog steeds in die hospitaal is, bid ons en ons hoop dat dit regtig gou sal beter gaan. Nou ja, in terme van verjaarsdag vanoggend, laat ek net eers die spesiaal is. Ek het nie vir Astrid gesien nie. Nee. Die dom. Ek wil net hoor, is Rina Swart vanoggend hier? Daar sit Rina. Rina, hier is jou, nou jy het al verjaar, maar ons wil daarom net vir jou ook geluk wens. Ons hoop dat dit vir jou baie mooi jaar sal wees. Maar jy het nog nie 'n kaartjie gekry nie. En dan Koen sit hier, Koen vir jaar ook. Koen, as jy nou die jaartal hier sien, skrik jy vir jou mors dood. Baie hartlik geluk, Koen. Dit gaan daai jaartal. Ja, nee, ek kom terug. Is daar iemand anders wat hier is vanoggend wat verjaar in die week? Sien nie iemand nie. Goed. Goed, verder is al die ander goed wat julle moet lees, is hier op die blaadjies, so julle is baie welkom om daar te lees. Ek wil tog net vra, ek wil eers dankie sê vir almal wat goedere gebring het vir die noodspens, en ek wil almal van ons herinner, dat as jy gaan kry neersware koop hierdie week, koop sommer ietsie ekstra en bring dit noodspens toe asseblief. Hierdie tyd van die jaar is mens al hoe meer bewus daarvan, dat ons noodspens ook ondersteuning nodig het. Goed, verder, al die ander goedetjies, kan julle daar lees. Ons gaan nou rustig word, en dan begin ons, soos wat dit gewoonlik is, met ons toetrede lied.
te meer die getuienis van God. Want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy seun. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy seun. Wie die seun het, het die lewe. Wie nie die seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan luister na ons geloofsbelijdenis in die vorm van 'n gebed, en dan elke keer dan antwoord ons op die Vader, en dan op die Seun, en dan op die Heilige Gees. O Here, ons God, Skepper en Heerser van die groot heelal. Ons harte is bly, ons tonge juig, en ons lewe is vol hoop. Want U het die nuwe lewe aan ons bekend gemaak in die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Daarom prys ons U naam, saam met die engelekore, saam met die profete, apostels en martelare, en saam met die gelowiges van elke tyd en plek, wat vir ewig die grootheid van U naam besing. Heilig, 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 Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van U magtige teenwoordigheid. Hosanna in die hoogste. Geseënd is hy wat in die naam van die Here kom. Hosanna in die hoogste. Thomas bely ons dat Christus Jesus ons Here en ons God is. Hy blaas die gawe van die Heilige Gees oor ons uit. Deur die gawe van geloof ontvang ons die ewige lewe in sy naam. Met danksegging gee ons onsself aan U as lewende en heilige offers, wat aan U diens toegewy is.
Maak ons deur die Gees een met Christus en een met die kerk in die hele wêreld. Deur Christus, saam met Christus, in Christus, een met die Heilige Gees, behoort alle eer en heerlikheid aan U, almagtige God, van nou af tot in ewigheid. Broers en susters, 1 Johannes 3, daar die eerste 10 verse. As mens na Johannes briewe gaan kyk, kan jy duidelik sien dat dit lyne het met die Johannes Evangelie, omdat dit ook op dieselfde manier begin as wat die Johannes Evangelie begin het. Nou die teorie is dat dit 'n skool was waar verskillende mense geskryf het. Een het geskryf as Johannes, die Johannes Evangelie, een het geskryf as die Johannes briewe en een het geskryf as Openbaring. So tongenetjies was dit nie almal mense met dieselfde taalvermoëns nie. Want as 'n mens gaan kyk byvoorbeeld in die oorspronklike tekste wat 'n mens het van die verskillende Johannese geskrifte, dan kom jy agter dat die ou van Openbaring het Grieks geskryf soos wat ek vandag Duits sal skryf. Jy het so 'n idee, maar jy het nie 'n werklike vermoë om dit te skryf nie. Soveel so dat Luther byvoorbeeld gegaan het en eerder die weergawe in Latyn gevat het van Openbaring en dit gebruik het om in Duits te vertaal, want hy kon nie uithou dat die Griekse deel van Openbaring wat hy gehad het, so vrot Grieks gehad het nie. So dit is interessant dat 'n mens ook in hierdie omstandighede besef, dit was mense wat hierdie tekste geskryf het. En dat dit ten doel was om iets van God aan ons te openbaar. Maar jy doen dit met jou persoonlikheid, met jou vermoëns, vertel jy die verhaal wat jy moet vertel. Kom ons lees dan 1 Johannes 3 vers 1 tot 10. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God is en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Kom ons lees vanoggend tot so ver en ons gaan oordink wat hierdie verse vir ons beteken en hoe ons dit kan gaan leef. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Die eerste brief van Johannes wil hierdie gemeente en hulle reken dat dit die gemeente in Efese is, bemoedig. Bemoedig in moeilike omstandighede om getrou te bly aan die inhoud van hulle geloof. En die inhoud van hulle geloof is Jesus Christus. So hulle moet getrou bly aan Jesus. En die enigste manier wat jy dit reg kry is om 'n lewenstyl te hê wat pas
by dit wat jy glo. 1 Johannes, soos Jakobus en baie van die ander, Paulus wat elke keer sê, dis wie jy is, dis wat jy doen. So sê 1 Johannes ook vir ons. Wie jy is kind van God. Wat jy doen, is om te leef soos 'n kind van God. En hy moedig hulle aan, hy sê, jou liefde vir God, omdat hy jou eerste lief gehad het, moet jou liefde vir God oorspoel, in 'n lewenstyl waar jy ander mense lief het, en waar jy dit wat God geskep het, respekteer. En daarom sê hy vir hulle, julle is nou reeds kinders van God. Ons weet nie wat ons gaan wees nie, sê hy, maar ons weet wat ons nou reeds is. En daarom leef ons op 'n bepaalde manier in hierdie wêreld. 1 Johannes 3 kyk na wat sonde aan ons lewens doen. En hy's baie skerp daaroor. Maar onmiddellik, broers en susters, moet ons iets baie duidelik hier verstaan. 'n Onderskeid wat dalk nie in die Afrikaans so baie mooi na vore kom nie, maar wat 'n mens in die oorspronklike baie mooi verstaan. En dit is dat hy hier praat oor sondigheid as 'n toestand. En hy praat oor regverdig wees as 'n toestand. En dan sê hy vir ons, julle is regverdig. Met ander woorde, julle hoort tot hierdie groep. Die groep wat behoort tot sondigheid is mense wat baie duidelike keuse gemaak het teen God. Met ander woorde, dis 'n toestand waarin jy kies om te wees. Dis ouens wat sê daar is nie 'n God nie. God gee nie om vir ons nie. God is nie teenwoordig nie. Wat net eenvoudig sê God het niks met my lewe te doen nie. Dis in hierdie toestand van sondigheid. So as ons hierdie gedeelte lees, en ek dink almal van ons het, toe ons hierdie gedeelte gelees het, dan kry jy die gevoel, hierdie stuk bekommernis in jou. Maar is my sonde besig om vir my te sê, ek is nie deel van God nie? Nee. Dis nie wat hierdie gedeelte met ons wil doen nie. Hierdie gedeelte wil ons bemoedig en wil bevestig, julle is regverdig. Julle is kinders van God. Julle behoort aan God. En daarom is julle in hierdie kring waar oor daar geskryf staan regverdig. En dit nie oor onsself nie, maar omdat ons weet dat ons net uit genade gered word. Dat Christus die een is wat ons deel maak van hierdie groep. En as 'n mens nou eers hierdie onderskeid mooi reg het, dan verstaan 'n mens waarmee 1 Johannes 3 hier besig is. Dat hy ons wat aan hierdie groep behoort, waaroor daar staan regverdig, dat hy ons aanspoor en sê, moenie dat die sonde wat jy nog steeds doen, omdat jy nie volmaak is, moenie dat dit jou laat struikel nie. Sorg dat jy elke keer bely dat jy sondaar is, en dat jy die genade van die Here nodig het. En as die Here jou herstel, gaan leef dan, soos 'n mens wat regverdig is, soos 'n kind van God. Die probleem is, broers en susters, ons leef in hierdie tussenin plek. En dit is wat Johannes hier vir ons mooi sê. Ons is in hierdie plek van alreeds, maar nog nie. Ons is alreeds deel van God se koninkryk. Maar die nog nie gedeelte sê hy so mooi, sê, ons weet nie wat ons gaan wees nie. Ons gaan soos Christus wees, maar ons is nog nie. En daarom is ons nog uitgelewer aan die sonde. Daarom stry ons elke dag teen ons natuurlike self. En probeer ons meer word wat ons in Christus is. En dit is gered. Dis deel van God se koninkryk. Maar hierdie tussenin plek, hierdie stikkende wêreld waarin ons leef, met daai stikkenheid so binne in ons ook nog, veroorsaak dat ons elke dag bedag moet wees op die goed wat ons verkeerd doen. En ons moet daarteen stry. En ons moet elke dag onsself opnuut rig op dit wat ons veronderstel is om te wees en te doen. Jy doen nie goed omdat jy goed wil doen sodat jy jou plek kan verdien nie. Ons goed doen kom uit 'n plek van dankbaarheid, omdat jy reeds gelowige is,
gered is, deel is van God se koninkryk, leef jy 'n dankbare lewe. En daarom kan hy vir ons sê, dit wat ons is en dit wat ons doen, moet by mekaar pas. Jy kan nie bely dat jy deel is van God en deel is van sy koninkryk, maar jou dade sê dit nie. En al is ons in 'n gebroke wêreld, en al is ons deel van daardie gebrokenheid, moet ons strewe altyd wees om hoër te gaan, om goed te doen, om lief te hê, terwille van Christus wat sy lewe vir ons gegee het. Daardie aansporing kom uit die toekoms uit, nie? Daardie besef van die ewige lewe, wat ons reeds deel het, wat reeds ons in is, spoor jou aan om vandag al jou energie en jou fokus daarop in te stel, om terwille van die koninkryk hier te leef. Ons liefdevolle verhouding met God hang nie af van onsself nie, en het hang nie af van hoe die wêreld oor God dink nie. Daardie verhouding kom van God af. Dis hy wat dit skep. Dis hy wat dit herstel. En ons is die deel daarvan, die vernoot, wat dit eintlik nie verdien nie, maar wat daar is op grond van God se keuse. En dit mag ons nooit vergeet nie, broers en susters. En dit is juist wat ons nie laat moedeloos raak nie, nie laat moeg raak nie. Want ons besef, dis God wat ons vashou. Dis hy wat met ons op pad is. En hy kyk verby ons gebrokenheid. Hy sien ons deur Christus. En daarom het hy vir ons ruimte, en daarom het hy vir ons liefde. En daarom sal hy ons altyd terugvat en ons herstel. Het is belangrik dat ons besef hoe 1 Johannes 3 oor sonde praat. En ek het nou reeds hierdie verskil uitgewys tussen sondigheid en regverdig wees. Ja, ons is nog sondig, maar ons is gered, geredde sondaars. Dit sit ons in 'n ander kategorie as die mens wat sê daar is nie 'n God nie. Ek hoef nie aan God gehoorsaam te wees nie. Hy is nie deel van my lewe nie. Jy is regverdig in God se genade. En daarom dat jy met jou hele wese strewe om jou dankbaarheid uit te leef. Ons is nog gebroke mens wat val en wat sonde pleeg. Maar ons bly nie lê nie. Die Here laat ons opstaan. Sy Gees herstel ons. Sy Gees vernuwe ons. En uit hierdie proses van val en opstaan leer ons weer iets. Vorm dit ons karakter. Lei dit ons op die regte pad. Die Here vergewe jou, herstel jou, lei jou terug op die regte pad. En dit moet ons ernstig opneem, broers en susters. Daar's nie tyd vir verskonings van, ja, maar ek is net mens nie. Ja, maar ek gee nog altyd toe aan my sonde nie. Want God beloof, hy herstel. Hy sit jou op die regte pad. Hy lei jou waar jy moet wees. En ons moet ons gewillig oorgee aan God se genade. En die Here weet ook hoe moedeloos ons met onsself raak. Omdat ons so maklik toegee. Omdat ons oor en oor dieselfde foute maak en sukkel om te leer uit ons foute. Ook daarmee het die Here geduld. En is sy genade groot genoeg om ons in ons moedeloosheid op te tel en te versterk. En op daardie punt waar jy juist met jouself so moedeloos is, waar jy vir jouself sê, maar ek was mos nou al hier. Hoekom leer ek nie uit my foute nie? Dis daar waar jy die Gees moet toelaat om jou gedagtes te verander en jou lewe te verander. Want ons almal stap hierdie pad. En niemand van ons kan sê ons is regtig suksesvol nie. Die grootste fout wat ons kan maak is om op 'n punt te kom waar ons dink ons nie meer sonde pleeg nie. Jy sal klaar weet besig om sonde te pleeg. Want niemand van ons is volmaak nie.
Niemand van ons kan sê, ons is al soos Christus nie. En die persoon wat maak asof hy so is, jok. Ek het amper gesê hy lieg. Want dit is net nie moontlik om hier in die gebrokenheid en in die stikkende wêreld volmaak te wees nie. Maar dit stel ons nie vry daarvan dat ons moet strewe nie. Iemand in die gemeente het vir my die woord geleer probeer. Jy probeer jou beste. Jy probeer elke dag die beste wat jy kan. En om te dink dat ons elke dag opnuut vir die Here kan vra, staan my by, herstel my, leer my, lei my op die regte pad. En elke dag sal die Here op daardie gebed antwoord. En sal hy vir jou doen wat jy nodig het. Gees spoor ons aan om dankbaar en gehoorsaam te leef. Aan die een kant, broers en susters, bly ons bewus van ons sondigheid. En aan die ander kant is daar baie keer mense wat ontken dat hulle sondig is en dan sê 1 Johannes vir ons so mooi. As jy ontken dat jy sondig is jy besig om jouself te mislei. Is jy al klaar weer besig om sonde te doen? En is die Here nie aktief besig om in jou te werk nie? So ons moet ons sondigheid in die oë kyk, maar ons mag dit nooit as 'n verskoning gebruik nie. En aan die ander kant mag ons nooit by die punt kom wat ons vergeet dat ons gebroke mens is en moet deel hê aan God se genade nie. Wat in hierdie gedeelte ook vir my belangrik is en wat na vore kom is dat 'n mens moet besef dat die Here ons geskape het om deel te wees van mekaar. Daarom dat ons in 'n geloofsgemeenskap is. Daarom dat ons mekaar het en ons vir mekaar die genade van die Here moet spieël en moet bewys. Dat ons, waar ons hier by mekaar is, elke keer sal besef, ons is almal net gebroke mense. Maar ons is hier omdat ons almal deel het aan die genade en die redding wat Jesus Christus vir ons gebring het. En dat ons, waar ons by mekaar is, mekaar sal ruimte hê. As gebroke mense, as mense wat elke dag probeer. En ons werk hier tussen mekaar, is om mekaar te ondersteun, is om mekaar aan te praat, is om goeie voorbeelde vir mekaar te wees, sodat ons almal versterk kan word in ons geloof. En wanneer ons hier uitgaan, dan is dit almal van ons werk, om daar buite te gaan leef, soos gebroke mense wat gered is, en wat herstel word, en wat op die pad is. En dit maak nie saak, wat die wêreld daar buite sê nie. Dit maak nie saak of hulle jou wil uitkry as dat jy maak asof jy volmaak is. Of dat hulle dink, jy wil beter wees as ander nie. Jou werk, jou opdrag van die Here af, is om so te gaan leef, dat mense by jou verbykyk en Christus en sy genade raak sien. En dan beteken die kritiek en die lelike woorde, en die goed wat mense vir mekaar sê daar buite niks. Want ons hoër doel is om dankbaar te gaan leef, soos wat die Here wil hê ons moet gaan leef. 1 Johannes 3 vat gelowig wees baie mooi saam. Hy sê, ons glo in God, wat in Jesus Christus aan ons geopenbaar is. En ons leef as die kinders van God, wat deur God aangeneem is, en wat God liefhet, en wat hy deel maak van ons. En op grond van daardie liefde sê die Here vir ons, omdat ek julle liefhet, wees goed vir mekaar. Moet jy jou naaste lief hê soos wat jy jouself het. En ons verhouding met God is wat hierdie verhoudinge om ons bemagtig. Is wat ons in staat stel om 'n opregte verhouding met ander mense te hê. Ons wat nie eers kan altyd verstaan om onsself lief te hê nie, moet in hierdie saamloop met God leer om nie net onsself lief te hê nie, maar ook ander mense lief te hê. En respek te hê vir die ganse skepping van die Here. Ons almal sukkel
met hierdie stikkende tussenin wêreld waarin ons leef. En waarvan ons maar al te goed deel is. En ons sukkel daarmee dat ons sukkel met die ding dat God vir ons as stikkende mense plek maak, dat hy vir ons ruimte maak. En dan verwag hy van ons om ruimte te maak vir ander stikkende mense. En broers en susters, as ons baie mooi daaroor nadink, is dit presies die ding waarmee ons sukkel. Ons sukkel nie met die ding dat God vir ons ruimte maak nie. Dat God, al is ons stikkend, en al is ons gebroken, en al kry ons swaar, dat God altyd vir ons ruimte maak. Ons sukkel met die ding dat ons vir mekaar moet ruimte maak. Dat ons as stikkende mense na mekaar toe moet uitreik, en vir mekaar plek moet gee, en almal moet besig wees om God te dien, met dit wat die Here vir ons gee. 'n baie bekende beraader in Amerika vertel die storie, dat hy op 'n kol eendag so naby aan Kersfeestyd 'n oproep kry van 'n man, wat soek na 'n beraader. En die man kom toe na hom toe, en hy het 'n verskriklike lewensverhaal. Hy het moord gepleeg, hy was in die tronk daarvoor, en alles wat daarmee saamgaan. Maar toe hierdie man instap by sy deur, sê hierdie beraader, was dit vir hom verskriklik om te hoor. Hierdie man sê vir hom, predikant, jy kan met my oor alles praat vandag, maar jy noem nie Jesus nie. Ek wil niks weet van Jesus nie. En hulle het tyd gespandeer, en uiteindelik toe die man uitstap by sy deur, was hy nog in trane, en hy het so sonder enige troos weggestap. En hierdie beraader sê, hy staan daar en hy besef, die grootste fout wat hierdie ou gemaak het, was om te sê dat Jesus nie plek het in hierdie gesprek nie. Nie plek het in sy lewe nie. Dat hy juis Jesus uitlaat uit sy lewe uit. En daarom dat hy nie regtig kon troos vind daar waar hulle besig was nie. Ons kan nooit Jesus uit ons lewens laat nie. Daar is nie 'n terrein of 'n plek of 'n oomblik in tyd waar jy vir Jesus uit jou lewe uit kan laat nie. Hy moet deel wees van jou ganse lewe, van elke aspek en elke oomblik in tyd. So deel wees van jou lewe dat dit oorspoel in jou verhoudinge met ander mense. En hoe jy na jouself kyk, en met jouself werk, en besig is met enigiemand anders wat oor jou pad kom. En broers en susters, ons moet nooit so met ons gebrokenheid besig wees, en so worstel met onsself, omdat ons gebroken is, en omdat ons sondig is, dat ons vergeet dat ons 'n roeping het nie. Ja, hierdie, wat ons is nie 'n oorlogskip nie. Ons gaan nie uit om oorlog te gaan voer daar buite as gelowiges nie. Hierdie is 'n hospitaalskip. Want almal van ons is nog aan die herstel, aan die beter word, aan die sterker word op ons pad. Maar dis nie ons fokus nie. Ons fokus is nie om by die stukkies te bly wat gedurig opgetel moet word nie. Ons fokus moet wees wat hierdie stukkies kan word, en wat hierdie stukkies moet gaan doen. Dat ons deur ons gebrokenheid vir mense wys hoe die genade van God werk. Dat ons fokus meer moet wees op die genade en die redding van Jesus as op ons stikkendheid. Want dis hoe ons oorwin. En dis hoe ons werklik dankbaar en nederig gaan leef. En as ons hier uitgaan, dan vergeet ons van ons eie stikkendheid. En ons vertrou die Here in sy genade, dat hy die stukkies by mekaar sal hou. En dat hy ons vir 'n hoër doel, vir belangrike taak uitstuur. En wanneer ons daar buite besig is met mense, dan probeer ons ook by hulle stikkendheid verbykyk. En ons gee vir hulle die ruimte wat hulle verdien. En ons leef vir hulle die genade van God. En ons fokus is altyd die eer en die verheerliking van Jesus Christus ons Here, hy wat ons redder is. En dan gaan leef ons met blydskap.
dan gaan leef ons met 'n vrede en 'n vreugde wat meer is as dit wat daar buitekant gebeur. Omdat jy verder kyk, omdat jy dieper weet, omdat jy nou reeds deel is van die koninkryk van God. Amen. As jy my nou vir 'n oomblik gaan begin, broers en susters, gaan ek die formulier voorhou, sodat ons vanoggend ook kerkraad kan bevestig. Ek hou vir ons die wisselformulier vir die bevestiging van ouderlinge en diakens voor. Gemeente van ons Here Jesus Christus. God gebruik mense om sy werk in die kerk en in die wêreld te doen. Daarvoor rus die Heilige Gees gelowiges toe met gawes vir hulle dienswerk. God roep ook sekere mense op om besondere dienswerk te verrig. Die Bybel getuig dat hierdie dienswerk van vroeg af in die kerk bestaan het. Hierdie bedieninge het onder andere gestalte gekry in die verkondiging, die gee van leiding en versorging. Dit het ontwikkel tot die ampte soos ons dit vandag ken, naamlik die ampt van predikant, ouderling en diaken. Om hulle diensamptwerk te verrig, behoort ouderlinge en diakens die woord van God ywerig te bestee, eredienste getrou by te woon en in toewyding aan God te lewe. En dan met fokus op die ouderlinge, soos 'n herder moet ouderlinge met hulle dienswerk die gemeente voorgaan in geloof, met liefde versorg en oor almal se leer en lewe opsig hou. So begelei ouderlinge die gemeente om hulle lewe aan God te wy. Die ouderlinge se dienswerk behels ook om die predikant te ondersteun, die gemeente te begelei en te bestuur en om middele te vind wat die voortgang van die evangelie in die wêreld bevorder. Deur hierdie diens van die ouderlinge rus Christus die gelowiges toe om mee te werk aan die opbou van sy liggaam. En dan oor diakens uit dankbaarheid vir die liefde en die genade van God in Jesus Christus, reik ons uit na mense. Diakens moet die gawe hê om nood in die gemeente en gemeenskap raak te sien. Hulle behoort ook middele te vind om hulp te verleen en die gemeente aan te moedig om mekaar en ander se laste te dra. Hierdie versorging gaan altyd gepaard met die verkondiging van die evangelie van liefde en hoop. So word God se barmhartigheid in die wêreld sigbaar. Ek gaan nou vra, broers en susters, dat die volgende persone na vore kom om as ouderlinge bevestig te word, Owen Pretorius en Isabel de Villiers, en dan as diaken Pierre Beckhaus. Ek gaan vir julle die volgende vraag vra en dan kan elkeen vra net te bevestig dat julle julleself hieraan sal hou. Glo julle dat God julle deur die gemeente tot hierdie dienswerk geroep het? Glo jy dat die evangelie alles wat vir ons verlossing nodig is bekend maak, soos dit belig word in ons belydenis? En beloof jy om hierdie werk getrou en met toewyding te verrig en om deurlopend daaroor verantwoording te doen? Wat is hier op jou antwoord, Owen Pretorius? Isabel de Villiers? Pierre Beckhaus? Broers en susters, kom ons sing, en dis 'n lied wat ek juist gekies het om te sê dat ons almal saam is. So kom ons sing die eerste vers van lied 532. Kom ons sing sommer al twee verse, die eerste en die derde vers. Ons Vader, neem ons hande en maak ons een. Amen.
julle dienswerk nederig, met geduld en liefde, toegewyd en afhanklik van God. Bid voortdurend dat God jou deur sy Gees vir jou dienswerk sal toerus, lei en bystaan. Gemeente ontvang, respekteer en ondersteun hierdie broers en susters as dienaars van God. Voorsien hulle met die nodige middele om hulle dienswerk te verrig. Deur dit te doen, sal ons in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe, die Heer en die hoof van sy kerk. Bly so vir 'n oomblik staan dat ek julle daarom net kan kom gelukwens en dan kan julle weer teruggaan. Wat jy wil vir my sê, welkom terug. Ons is dankbaar om jou terug te hê. Ons is dankbaar om die nuwe gesigte te hê. Terwyl ons so bly sit, broers en susters, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here ons God, dankie dat ons vanoggend opnuut kan besef hoe bevoorreg ons is. Net om te weet, Here, dat U ons gekies het, dat U ons lief het, dat U ons by mekaar gemaak het, dat U ons hier by mekaar bring, en dat U ons aan mekaar gegee het, om na om te sien en lief te hê. Dat dit wat hier gebeur, 'n weerspieëling is, van dit wat U wil hê. Here, leer ons om in die eerste plek aan U getrou te wees, maar om dan ook na mekaar om te sien, na onsself om te sien, en na die wêreld toe uit te reik. Dankie Here dat U liefde hier tussen ons aan die werk is. Dat die Gees duidelik hier besig is. En dat U ons laat groei, dat U ons leer, dat U ons begelei. Elkeen van ons, Here, kan getuig hoe U ons oomblikke in die sorg en in die liefde vasgemaak het aan U. Here, dat ons van geleenthede kan vertel waar ons weet dat U ons gered het en dat U ons gelei het. Dat ons elke dag U teenwoordigheid ervaar en besef ons staan nie alleen nie. Ons stry in ons gemoed nie alleen nie. En Here, as ons daar buite beweeg, is ons nie alleen nie. Want U gaan saam met ons. U leer ons wat om te sê en wat om te doen. Wil U gee, Here, dat ons al hoe meer gehoorsaam sal wees aan U stem. Dat ons sal luister na U wat in ons lewens besig is. En Here, dat ons altyd die groter prentjie van genade en van redding sal raak sien. En nie sal vasval in ons stikkende wêreld en in hierdie tussenin lewe wat U vir ons gegee het nie. Dankie Here dat ons elke dag mag bid vir dit wat ons nodig het. Maar dat U ook vir ons geleer het om te bid, laat U wil geskied, sodat ons ook daarin sal buig voor dit wat volgens U goed en reg is. Dankie Here dat ons hierdie dinge mag bid, dat ons mag bid vir die mense om ons wat U nodig het, wat U leiding en die versterking en die herstel nodig het. En dat U vir hulle sal goed wees en dat U hande op hulle sal rus. Dankie dat ons mag bid vir ons geweier gemeenskap en ons land en ons wêreld. Here, dat U vrede en rus sal bring vir hulle wat dit nodig het. Dat U mense sal daarstel wat soek na vrede en soek daarna om hierdie wêreld van ons te herstel in U naam. Dankie dat ons hierdie dinge mag bid, Here, en weet U het die planne gemaak. U weet waarheen U op pad is. U weet waar U ons wil uitbring. Al hierdie dinge bid ons in die naam van Jesus ons Here en ons Verlosser. Amen.
nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen. Begin. Etienne verjaar hierdie week. Etienne, jy was nie hier tot die sykstokkies uitgedeel het nie, maar gaan nou vir jou een bring. Hartlik geluk hierdie week.